Kinders opname nommer 6. Vandag gaan ons lees oor Moses. So nadat Josef en die Israeliete vir baie lank in Egipte gebly het, het dinge nie meer heeltemal so goed gegaan nie. En dit bring ons waar Moses in die prentjie gekom het. En hoe Moses groot geword het in die Egiptiese paleis, en hoe hy toe uit Egipte uitgevlug het, maar ook later toe God vir hom sê teruggekom het om die Israeliete te bevry. Maar dit was nie die maklikste proses ooit nie. Hier begin ons. 'n Baba in 'n mandjie. Baie jare het verbygegaan. 'n Nuwe farao het oor Egipte regeer. Hy het nie geweet van al Josef se goeie dade nie. Daar was nou baie mense in Jakob se familie. Hulle is die Israeliete genoem. Farao het nie van die Israeliete gehou nie. Hy het hulle hard laat werk. Op 'n dag het Farao besluit om ontslae te raak van al die Israelitiese baba seentjies. 'n Vrou met die naam Jochebed het 'n baba seentjie gekry. Sy wou hom red. Sy het hom versigtig in 'n mandjie gesit en toe die mandjie in die rivier laat dryf. Farao se dogter het die mandjie gesien en dit oopgemaak. Die prinses het die baba opgetel en teen haar vasgehou. "Ek wil jou vir my hou," het sy gesê. Sy het hom Moses genoem, omdat sy hom uit die water gehaal het. Miriam, die baba se sussie, het daar naby gestaan om die baba op te pas. Sy het vir die prinses gesê, "Ek ken 'n vrou wat u kan help om vir die baba te sorg." Miriam het haar ma gaan haal. Jochebed was so bly. Toe Moses groot genoeg was, het Jochebed hom teruggevat na die prinses toe. Hy het in die paleis groot geword. 'n Brandende bos. Toe Moses 'n groot man was, het hy weggegaan van die paleis af. Farao het die Israeliete sleg behandel. Moses het hulle probeer beskerm en toe probeer Farao vir Moses doodmaak. Moses het uit Egipte gevlug. Hy het na 'n plek met die naam Midian toe gegaan en 'n skaapwagter geword. Op 'n dag, terwyl Moses sy skape opgepas het, het hy iets vreemds gesien. 'n Bos het gebrand. Maar dit het nie uitgebrand nie. God het uit die bos met Moses gepraat. "Moses, lei my mense uit Egipte uit. Vat hulle na die land toe wat ek vir jou sal wys. Die nuwe land se naam is Kanaan." Moses was bekommerd dat Farao nie sou luister nie. God het vir Moses gesê om sy herderstok op die grond te gooi. Toe hy dit doen, verander die stok in 'n slang. God het vir Moses gesê om die slang te vang. Dit het weer 'n stok geword. God het gesê, "Ek sal tekens soos hierdie gebruik om vir Farao te wys, ek het jou gestuur." Maar ek kan nie goed praat nie, het Moses gekla. God het gesê, "Moenie bekommerd wees nie, jou broer Aaron is goed met woorde, ek sal hom saam met jou stuur." Moses is saam met Aaron terug Egipte toe. Toe hulle daar aankom, vertel Moses vir die Israeliete wat God gesê het. Die 10 plan. Moses en Aaron het na Farao se paleis toe gegaan. Hulle het gesê, "Jy moet die Israeliete laat gaan. As jy dit nie doen nie, sal God jou straf." Farao het gesê, "Nee, ek ken nie julle God nie." Toe laat hy die Israeliete nog harder werk. God het nie daarvan gehou nie. Toe verander hy die rivier se water in bloed. Dit het die Farao nie geplan nie. "Ek sal die Israeliete nooit laat gaan nie," het hy gesê. Toe stuur God paddas na Egipte toe. Hulle het op stoele gesit, by trappe opgehop en op beddens gespring. Farao het gesê, "Vat hierdie paddas weg. Dan sal ek die mense laat gaan." Toe vat God die paddas weg. Maar Farao het zijn plan verander en sê toe nee. God het nog pla oor Egipte gestuur. Eers was daar 'n magdom muggies.
Toe was daar skielik baie vliee. Daarna het die diere siek geword. Toe kry Egiptenare sere op hulle velle. 'n Haalstorm het alles stikkend geslaan en daarna het swerm sprinkane elke krieseltjie groenigheid opgevreet. Toe is dit vir 3 dae stik donker. Soms het Farao gesê die mense kan gaan, maar sodra God die plaag wegvat, het die Farao weer nee gesê. Moses het vir Farao 'n laaste boodskap van God af gehad. As jy my mense nie laat gaan nie, sal die oudste seun in elke Egiptiese huis doodgaan. Farao wou nie luister nie. God het sy belofte gehou. Uiteindelik het Farao gesê, gaan net. Die Rietsee. Toe Moses die Israeliete uit Egipte gelei het, het God in 'n wolk voor hulle gegaan. In die nag het God 'n bol vuur in die lug gestuur om vir hulle lig te maak. God het die Israeliete tot by die Rietsee gelei. Farao en sy soldate was net agter hulle. Die Israeliete het nie geweet wat om te doen nie. Hulle het geskree, ons is vasgevang. Wat het jy aan ons gedoen, Moses? Moses sê toe, moenie bang wees nie, God sal ons beskerm. God se wolk het tussen die Israeliete en Farao se soldate in beweeg. Hulle kon niks sien nie. God sê toe vir Moses, lig jou kierie op oor die see. Die Here het die see laat terugtrek om 'n pad te maak. Moses en die Israeliete het op die pad deur die see geloop na die ander kant toe. Maar Farao se soldate het hulle agterna gesit. Moses het weer sy kierie opgelig en die water het teruggestroom oor Farao en sy soldate. Moses en al die Israeliete het 'n lied vir God gesing. Hulle was vry. Hulle was nie meer slawe nie. En dit is die einde van vandag se storie. Volgende keer lees ons verder. Wat het van die Israeliete geword nou dat hulle van Egipte af ontsnap het? Maar kom ons bid eers. Here Jesus, ek wil net baie dankie kom sê vir 'n wonderlike dag wat vir Ruby voorlê. Here, dankie vir al die genade en liefde wat op haar is. Here, dankie dat ons weet, maak nie saak hoe ons omstandighede lyk nie. U is met ons en U sal altyd by ons wees. U maak 'n pad waar daar nie vir ons lyk soos 'n pad nie. En U het ons nooit vergeet nie. Dankie vir al die liefde en genade wat ons ervaar, Here. U is 'n groot en wonderlike God, die enigste ware God. En Here, ek bid dat dit regtig so sal wees vir Ruby, oral waar sy gaan. Dat sy sal weet, U is die groot en magtige God, wat haar nooit sal vergeet nie, en niks sal haar kan skei van U nie. Amen.